tweede eienskap van God, wat Jona aanhaal hier, so wat ek en jy moet verinnerlik om ons meer en meer soos Jesus te maak, is barmhartigheid. Jona sê, ek weet Here dat U genadig en barmhartig is. Nou, ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk na hierdie woord. In Hebreërs 4 vers 16 lees ons, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon toe, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, sodat ons op die regte tyd gered kan word. Ek moet vir julle sê, ek het gesukkel met hierdie, want genade en barmhartigheid is baie naby aan mekaar. Maar toe ek gaan kyk na die betekenis van die woorde, toe sien ek, daar is tog een groot onderskeid. Want ek kan genade wys, is om 'n goeie positiewe gesindheid te wys teenoor jou. Ek koop vir jou 'n geskenk omdat ek van jou hou, jy's my vriend en ek is lief vir jou, of dalk my kinders, weet, hulle het 'n bietjie hulp nodig nog, want hulle kan nie finansiëel self staan nie. So ek het, weet, verstaan julle wat ek probeer sê? So dis genade, maar barmhartigheid het 'n ander kinkel in die kabel. En hoor wat beteken barmhartigheid is to show compassion, kindness or concern for someone in serious need. Ek wil jou gou terugvat na hoeveel barmhartigheid in Jona voorgekom het en hoeveel Jona ontvang het. Die eerste keer het Jona barmhartigheid ontvang, dit was die boodskap. God nooi hom om deel te wees, om te sê, Jona, gaan na hierdie mense toe. Gaan na hierdie mense toe. Kondig aan. Jona herken dit. Hy het geweet dat God wil hulle eintlik red. Stem julle saam? Dit was nie 'n verrassing vir hom nie. Hy was nie onkundig daar nie. Dis hoekom hy gevlug het. Dis hoekom hy sê hy het gevlug. Die Here gee vir hom barmhartigheid. Die Engelse woord is implied in die boodskap. En wat doen hy met daai sak vol barmhartigheid? Hy klim op 'n boot, hy gaan Tarsus toe. Hy weier om daai barmhartigheid oor te dra, soos wat God se bedoeling is. Toe is hy op die boot. Toe is hy nou skielik aan die ontvangkant. Hy het die genade ontvang, hy het die barmhartigheid ontvang om dit te gaan verkondig. Hy hou dit weg van die volk af. Toe klim op die boot. Wat gebeur toe? Onthou julle wat het gebeur? Die matrose kom en hulle bid vir Jona. Jona bid nie vir hulle nie. Hulle bid en sê, Here, moenie dat ons 'n onskuldige man doodmaak nie. Moenie dat ons 'n onskuldige man oorboord gooi nie. Wat is dit anders as barmhartigheid om te sê, ons kry hierdie siel jammer. Here, moet asseblief nie hom laat doodgaan nie. En hy ontvang barmhartigheid by die matrose. Dis nie al nie. Hulle gooi hom te oor, julle weet dit. En daarin, sonder dat hy kan vra daarvoor, wys die Here aan hom sy barmhartigheid. Onthou, in serious need. Die Here stuur 'n vis om hom in te sluk en om te red. Hy ontvang barmhartigheid by die Here. En nou gaan Jona, uiteindelik is hy gehoorsaam, onwillig, maar gehoorsaam. En hy gaan verkondig hierdie barmhartigheid van die Here op 'n onsinnige manier. Weet julle, baie keer vergeet ons gou. Ek weet nie of jy ook gou vergeet nie, van al die barmhartigheid wat ek gekry het van die Here. Baie keer vergeet ons gou. Ek dink dit is 'n goeie plek om terug te gaan, om te onthou wie ek was sonder Jesus. En hoe ver ek werklik weg was van Jesus af en van God af. En hoe naby ek aan die dood en aan straf was, voordat die Here sy barmhartigheid aan my gewys het. Die Here was besorgd oor my siel. En vir die van julle wat hier sit, wat werklike getuienis sê dat jy die Here Jesus dien, die Here was besorgd oor jou siel voordat hy jou gered het. Die van julle wat vanoggend hier sit en jy ken nog nie Jesus nie, jy weet dit in jou hart, jy hou van die kerk en jy hou daarvan om hiernatoe te kom, want hier is nice mense, julle is regtig nice mense. So jy kom terug en jy kom terug. Vir jou wil ek sê, die Here is bekommerd. Hy het barmhartigheid oor jou because you are in serious need. So die Here was besorgd en hy laat Jesus aan die kruis sterf sodat ek 'n weg kan hê om gered te word, sodat ek verandering kan deurgaan. En ek kon myself nie help nie. Redding is nie iets wat ek aan myself kon doen nie. So Jesus het my kom help. En nou is hierdie ding. Die Here verwag van my om dit te wys. Ek kan dit nie kry en terughou nie. Ek kan nie, dis wat Jona gedoen het. Hy het die barmhartigheid van die Here gekry, maar hy wou dit nie gee nie. Hy wou dit nie gee nie. Die Here was sag op hom, maar hy was hard op Nineve. En nou vat dit my terug na Efesiërs 2, vers 4 vers 2 toe. En ek het hierdie nou die dag aangehaal, maar die woord barmhartigheid kom hier voor, so ek moet hom nou weer gebruik. So ek was diep verlore. Wie was daar? Wie kan amen sê ek was diep verlore? Ja, maar God is ryk in en het ons, kom ons doen dit weer, maar God is ryk in en het ons. Dit beteken
God het jou gesien toe jy in jou serious need was. En hy het na my en jou gekyk en hy het ons jammer gekry en gesê, hierdie moet verander. Ek kan jou nie daar los nie. Ek kan nie. Dis presies wat die Here met Ninive doen. En dis waar die Here vir Jona roep. En ek moet my hart ondersoek om te sê, vergeet ek gou die hoeveelheid van genade en barmhartigheid wat ek ontvang het. En hou ek dit terug. Want God is barmhartig. Hy's ernstig besorgd oor die mense wat om my en jou is. En Jesus wil deur my en jou sy barmhartigheid wys. En daarom moet ek en jou, daai vers in, wat in daai muur is, net die vorige vers in Matteus 9 staan daar, die Here het gekyk na die skares en hy het hulle innig jammer gekry. Hoor julle Jesus se hart? Ouens, ons as gemeente moet Jesus se hart opneem. Ons moet Jesus se hart opneem, en as ons buite kyk, dan moet ons ook daai innig. Dis hoe jy weet jy het Jesus se hart, want jy kry jammer. Die hardheid gaan weg. Die hart van klip word verwyder en daar's 'n hart van vlees. Stem julle saam?